Right, kom ons maak ons Bybels oop by die boek van Rut. En vanoggend preek ons oor, ons saai maar voor, posisionering tot nalatenskap. Posisionering tot nalatenskap. En dis in die boek van Rut. So ons kyk na koninkryk beginsels uit die boek van Rut. So Rut is nie net 'n boek van intimasie of 'n liefdesverhaal nie. Dit is 'n verhaal van hoe God nalatenskap bou in gewone, getroue mense. Just have a look at the person next to you. Lyk hulle gewoon? Hulle lyk nie soos 'n koning of 'n profeet of 'n Baal-profeet of so enige so ietsie hierso vanoggend. So wat is nalatenskap? In Engels is dit legacy en dit is 'n bietjie moeiliker om te verstaan in Engels. So nalatenskap is die blywende impak van jou lewe wanneer jy nie meer hier is nie. Dis nie net wat jy versamel nie, maar dit wat jy oordra. Dis nie dit wat jy versamel nie, maar dit wat jy oordra. So as ons kyk in die Bybel Abraham het 'n nalatenskap van wat gelos? Geloof. 'n nalatenskap van geloof. Dawid het 'n nalatenskap van aanbidding gelos. En Paulus het 'n nalatenskap van lering vir ons gelos. So ons sien in die boek van Rut, ons sien die volgende patrone wat tot nalatenskap toe lei. En ek moes myself help met bewegings. Ek weet Pastor Cornelis hou van bewegings and he likes to get everybody to do it, maar julle hoef nie. As julle nie saam doen nie, gaan ek julle net oordeel van hier bo af. Alright, so die vier beginsels is positionering. Alright, this is to help myself. Positionering, getrouheid, intimiteit en verlossing. Ons probeer dit weer. Positionering, getrouheid, intimiteit en verlossing. Right. So in hoofstuk 1. Is julle Bybels oop? Rut 1 vers 1. Positionering voor bevordering. In die dae toe die rigters regeer het, was daar 'n hongersnood in die land. So ons praat nou van Israel en hierdie spesifieke familie kom van Bethlehem af. Nou Bethlehem is die huis van brood. Bethlehem beteken die huis van brood. Right? En brood is ook gelyk aan die woord van God. So as daar geen brood in die huis van God is nie, in die huis van brood is nie, as daar geen brood in die huis van brood is nie, is daar iets uit posisie uit. Daar's iets buite God se orde. Maak dit sin? Ek en jy, we are the dwelling place of God. En as die woord nie in ons lewe nie, gaan daar iets uit posisie wees. Gaan daar iets buite orde wees. Ek weet nie of jy, man, ek is maar so 'n pastoor, ek ken nie woord, ek ken nie skrif. Nee, maar is baie dae wat ek net voel, ek wil opgee. I want to give up. I want to throw in the towel. Maar hoekom is dit? Want ek het nie net die woord van God nie nodig nie, die logos woord van God. Ek het ook die rema woord van God nodig. Die woord wat daagliks uit sy mond uitkom. Dit wat relevant is tot elke een van ons en ons omstandighede. As jou huis nie vol is van die rema woord van God, gaan jy groener weivelde soek. Dis net so. Gaan jy groener weivelde soek, al ken jy die skrif. So daar was hongersnood in Bethlehem, die huis van brood. En ons sien, wanneer daar geen brood in die huis is, het ons gesien, sê iets is uit posisie uit en iets is buite God se orde uit. Ons lees verder in vers 1. 'n sekere man uit Bethlehem in Juda het gegaan om as 'n vreemdeling in die land van Moab te woon. Vertrek van Bethlehem tot Moab. Hy en sy vrou en sy 2 seuns. So die man se naam is Elimelech, die vrou se naam is Naomi. Ons gee nie regtig om met die 2 seuns want hulle gaan net nou doodgaan. So ons sien hierso, hulle het gekyk na die nood en toe antwoord hulle met hulle eie woord. Hulle het nie geantwoord met die woord van God nie, hulle het geantwoord met hulle eie woord. Ons kyk na die nood, ja. Dis nou 'n situasie. Kom ons maak 'n plan. Kom ons trek Moab toe. Want Moab lyk prakties wanneer die belofte leeg is. Moab lyk prakties wanneer die belofte
leeg is. Sjoe, hier die mikrofoon. Tel alles op. Dis 'n nuwe mikrofoon, just by the way. So, kom ons kyk gou, hoe het Moab ontstaan? Wat is Moab? Wie is Moab? Hoe het dit ontstaan? So ons sien in Genesis 19, dit het deur Lot ontstaan. Wie is Lot? Dis Abraham se neefie. Nie niggie nie, neefie. Okay, Abraham se neefie. En die land was te klein vir Abraham en Lot. Hulle het saamgebly, beeste, diere, vrouens, kinders, allerlei mooi dinge. Toe sê Abraham vir hom, "Alraai, kies jy watse gedeelte van die land soek jy?" Toe kies hy die groener weivelde. Maar in daai groener weiveld is daar 'n goddelose bestemming. En ons noem hom Sodom en Gomorra. Right, Sodom en Gomorra. En ons weet wat die Here daar gedoen het. Hy het die dorp of die stad vernietig. Right, hy het die dorp of die stad vernietig. En toe verander Lot se vrou in 'n soutpilaar. En toe trek Lot en sy 2 dogters na een of ander grot toe. Ek ken nie die plek se naam nie, maar dit is 'n grot. En hulle het daar gebly. So baie keer laat trauma ons sekere besluite neem. En Lot se 2 dogters het hom dronk gemaak en met hom geslaap. Die oudste dogter gee geboorte aan 'n seun wat sy naam Moab was. Moab, die Moabiete. Die jongste dogter gee geboorte aan 'n seun wat Ammon is, die Ammoniete. En hierdie is, kan ek sê, aardse vyande van Israel. Het is interessant hoe traumatiese omstandighede of traumatiese gebeurtenisse geboorte gee aan onsedelike besluite. Moab verteenwoordig vermenging. Moab verteenwoordig kompromie. Moab is 'n plek, soos wat ons vroeër gesê het, wat het ek gesê? Kom ek kyk net gou. Wat prakties lyk wanneer die belofte leeg is. Moab is 'n plek wat prakties lyk wanneer belofte leeg is. Maar tog selfs vind God verrit in hierdie verdorwe omgewing. Maar selfs vind God verrit in hierdie verdorwe plek. God kan verbondsmateriaal vind in enige omgewing. Rit was verbondsmateriaal. I don't know if that's a correct English word. Verbonds, Afrikaans woord. Eerlikheid, wat gaan nie aan? Verbonds of verbondmateriaal. Maar in Engels it's covenant material. He can find that in any circumstance, in any place, in any environment. So die volgende punt in Rit 1 vers 14, reaksie in tye van verandering. Ek weet nie van julle nie, maar asof baie goedjies verander in my lewe, partykeer reageer ek. So ons daar in die dorp, ons was daar in die dorp met die Crearie Kunsteskool, toe het ons hierdie gebou, en toe trek die Crearie Kunsteskool hiernatoe. Traumaties. Ons was lief vir die dorp. Alles was daar. Was gerieflik. Dit was gerieflik daar in die dorp. Toe sê pastoor Cornelis, nee, Crearie kom, plaas toe. En sien julle daar is 'n stoorkamer daar agter. Ons noem dit die pandjieswinkel. En na die eerste dag moes ons al ons goedjies van die dorp af hiernatoe bring. Skuif ons alles so. Dan kyk pastoor Cornelis so, nee, hy is nie happy. Dan skuif ons alles soontoe. Hierdie was traumaties vir ons. Right? Dan skuif hy alles soontoe, dan kyk hy. Dan is hy nie happy nie, dan moet ons alles terug soontoe skuif. And this isn't even an over-exaggeration. Hierdie is die waarheid. Dit is 'n ware verhaal. Rit sou vir ons gebid het. Alright. So, maar in ons harte, party van ons was lekker bitter. Party van ons was, hoekom pastoor? Hoekom nie alweer nie? But what is the reaction that change brings in your life? What is the reaction that change brings in your life? Rit 1 vers 14. Toe het hulle weer hardop gehuil
Orpa het haar skoonma gesoen, maar Rut het aan haar vasgeklou. Albei het gehuil, albei het getreur, albei het vir Naomi lief gehad, maar net een het vasgeklou. Net een het vasgeklou. Orpa het gesoen en teruggekeer na dit wat bekend was. Na dit wat bekend was. She returned to that which was familiar. En baie keer is dit maklik. Ek onthou die Israeliete in die woestyn, right? So they would say, let us return to the pots of Egypt. Hoekom? Want daar was voorsiening. Dit was bekend. Al wou die Here hulle in 'n nuwe seisoen ingebring het. Daar was te veel pyn, daar was te veel dit, ons moan, ons knor, ons doen al die dinge, maar wat is bekend? Kom ons gaan terug na dit. I don't know if you've seen it in your own life, that it's easy to go back to what is familiar. So Orpa het gesoen en teruggegaan na dit wat bekend was. Rut het vasgeklou en deur geloof haar bestemming ingestap. Of binnengestap. To walk into change is not always easy. Maar jy moet dit saam met geloof instap. Anders gaan jy dit nie maak nie. Ek hoor baie stories van mense wat dan oor see gaan, maar hulle neem my besluit uit 'n finansiële perspektief, uit 'n finansiële perspektief. Maar dan keer hulle terug so 'n paar maande later met 'n perspektief oor verhoudinge. Die mense wat hier so is. Dis anders. Right? So, emosie is werklik. Hulle het albei gehuil, hulle het albei getreur, hulle het albei Naomi lief gehad. Emosie is werklik, maar trane en emosie is nie gelyk aan transformasie nie. Trane en emosie is nie gelyk aan transformasie nie. Ons werk met studente elke jaar. Dan maak hulle droog. Dan kom huil hulle. Nee, hulle is jammer. Wat doen hulle volgende maand? Doen presies dieselfde ding. Trane en emosies is nie gelyk aan transformasie nie. Transformation is a turn that you no longer do the same, but you move forward. Trane en emosie is nie gelyk aan verbond nie. Ons het I know it's the new members introduction, so hier is vir julle en vir die oues. Maar ons het baie mense al gehad wat hier so voorgestel is as nuwe lidmate. En sodra daar so 'n bietjie vuur is hulle weg. Vuur is gelyk aan weg. Right? Die pastoor hou daarvan om verhouding te bou. Die pastoor hou daarvan om so 'n bietjie te kyk, hey, hierdie ding is uit orde, hierdie ding is uit posisionering. Trane en emosie is nie gelyk aan verbond nie. Rut 1 vers 16 tot 17 en Rut sê die volgende: moenie my dwing om u te verlaat en om van u af weg te draai. Want waar u gaan, sal ek gaan. Waar u bly, sal ek bly. U volk is my volk en u God is my God. Waar u sterf, sal ek sterf en daar sal ek begrawe word. Mag die Here my swaar straf as enige iets behalwe die dood my van u sal skei. Hierdie is verbondstaal. Hierdie is verbondstaal. Sy positioneer haarself onder die God van Israel. Sy positioneer haarself in hierdie verhouding met Naomi. And many people say that some of the greatest forms of trauma is death, divorce, and moving out. She's not only experienced death of her husband, ek praat nou van Rut. She hasn't only experienced death of her husband, maar sy los alles agter, haar familie. Sy los alles agter en stap met geloof in hierdie nuwe bestemming. En sy gebruik verbondstaal om haarself te positioneer. Te positioneer vir blessing. Albei hierdie girls, albei hierdie dames
het op dieselfde plek begin. Maar net een het in haar bestemming ingestap. Ons kan op dieselfde plek begin, maar gaan jy saam met ons in die bestemming in? Or are you going to be left behind? Go back to what is familiar. Rut 1 vers 20 tot 21. Rut is bitter, maar sy is 'n draer van 'n belofte. Bitter, maar draer van belofte. So Rut 1 vers 20 tot 21. Moenie my Naomi, ek praat van Naomi, nie Rut nie. Naomi is bitter. Rut is nog steeds alright. Moenie my Naomi noem nie, noem my Mara, want die Almagtige het my baie bitter behandel. Ek het vol weggegaan, maar die Here het my leeg laat terugkom. Waarom noem julle my Naomi, terwyl die Here teen my getuig het en die Almagtige my ellende aangedoen het? Naomi beteken precious. Wat's precious in Afrikaans? Precious. Kosbaar. Right? En Mara beteken bitter. Mara beteken bitter. Sy het haar man verloor. Sy het haar seuns verloor. En sy het nie kleinkinders nie. And for a Hebrew lady, that is like a curse. That is like a curse. Sy het geen nalatenskap nie. Maar sy het teruggekeer na Bethlehem. Right? Die beloofde land. Al het sy teruggekeer na die beloofde land, was sy nog steeds leeg. Ja, en baie keer is ons in die regte plek, maar ons voel leeg. Ek weet nie of net, I don't know if it's just me that's felt like that before. Just me, dankie Pastor Emil. Hy is heilig, so heilig, Pastor Emil. So, it's just me that feels like that. Ek het my plek verloor, dankie. Ek sê op die regte plek. So soms voel mense leeg, al is hulle in die regte plek. Partykeer is dit, hoekom voel ons leeg? Partykeer is dit die besluite wat ons neem, al is jy in die regte plek, of partykeer is dit die seisoene, wat die lewe so bietjie moeilik maak. Maar dit beteken nie, jy is nie in die regte plek nie. So many of us, when we feel empty, dan soek ons groener weivelde. En in daai groener weivelde is daai goddelose bestemming. Maar selfs in haar bitterheid dra sy 'n bloudruk, 'n blueprint, 'n belofte. Sy dra 'n belofte in haar gees. Nie in haar vlees nie, nie in haar siel nie, want haar siel is bitter en haar vlees is oud. Sy's oud, sy's bitter, klink soos baie van ons, oud en bitter. Maar in haar gees dra sy 'n bloudruk, in haar gees dra sy 'n belofte. God skryf nie mense af in hulle bitterheid nie. Ek het baie so gevoel. Right? I would be angry with God. Hoekom is ek die hele tyd siek? Hoekom is ek depressief? Why do I continuously have burnout? En ek's kwaad vir die Here. Maar dan moet ek aan bring kom lei. En ek moet kies, ek moet 'n besluit neem. God is nog waardig. Al voel ek sleg in die regte plek. Ek is in die regte plek en hy is God, hy is waardig van my aanbidding. En ek moet hier so staan. I have to stand here and I have to worship from that perspective. God is nog steeds heilig. Al is ek kwaad, al is ek bitter, al wil ek huil, U is nog waardig. God skryf mense nie af in hulle bitterheid nie. Hy herstel hulle deur verhoudings. Who are the people that you surround yourself with? Want as jy alleen staan, gaan baie moeilik wees om sterk te staan as jy alleen staan. Who are you surrounding yourself with that can pick you up, that can encourage you, that can strengthen you? En ons sien daar is 'n verhouding tussen Rut en Naomi wat hierdie doen. Ek gaan weer lees. God skryf mense nie af in hulle bitterheid nie. Jesaja 42 vers 3 sê die volgende: 'n geknakte riet
sal hy nie afbreek nie. 'n Geknakte riet sal hy nie afbreek nie, en 'n lampet wat dof brand, sal hy nie uitdoof nie. Hy sal reg laat geskied in getrouheid. He will judge righteously. Hy kyk na jou bitterheid, hy kyk na jou seer, hy kyk na hoe jy reageer, maar hy sal, wat hy ding? Hy sal reg laat geskied in getrouheid. Hy's getrou. He's faithful to each and every one of us. He looks beyond the bitterness and he sees the heart. Ek dink ons baie van ons wat hier so sit en ons is seer. Ek het baie keer gevoel, Here, ek sê, I'm not worthy to be on stage. I don't qualify anymore, want ek is so kwaad, ek is so bitter. I don't qualify to be here. Hoekom moet ek in bidding lei? Want my hart is hard teenoor U. Maar daar's 'n bloudruk, daar's iets in die gees wat ons kan oordra. Rut se toekoms was versteek in Naomi se reis, maar Naomi se nalatenskap was gevind in Rut se posisionering. Maak dit sin? Ek gaan weer lees. Rut se toekoms was versteek in Naomi se reis, maar Naomi se nalatenskap was gevind in Rut se posisionering. God herstel ons deur verhoudings. And you might never know who is that covenant partner that you have to walk with. So samevatting van hoofstuk 1, bestemming begin met 'n besluit om vas te hou. Emosie is nie verbond nie, trane is nie transformasie nie, en toewyding verander nalatenskap. So kom ons gaan nou op hoofstuk 2. So hoofstuk 1 was posisionering. Kom ons kyk net, wat is daai vier punte? Posisionering, getrouheid, integriteit en verlossing. So hoofstuk 1 was posisionering. Hoofstuk 2 is getrouheid. Right, Rut 2 vers 2 tot 3. Getrou in die veld. Rut, die Moabitiese vrou, het vir Naomi gesê, laat ek tog na die land gaan en are optel agter iemand in wie se oë ek guns kan vind. Onthou daai plek, daai woord daar, daai sin. In wie se oë ek ook guns kan vind. Sy het gegaan en in die land agter die snyers are opgetel. Sy het toevallig uitgekom by die stuk land wat aan Boas behoort het, wat uit die familie van Elimelek was. Is dit nie interessant? Wat uit die familie van Elimelek was, and we're going to see later why it's important. So ons sien hier so, Rut is in rou. Rut is in rou. Right, tongue twister. Rut is in rou, sy's arm en sy's 'n vreemdeling. Sy's arm en sy's 'n vreemdeling. Maar sy staan op en sy gaan werk. Sy staan op. Al is sy in rou, al is sy arm, al is sy 'n vreemdeling, staan sy nog steeds op en sy gaan werk. I've been faced with this many times met my gesondheid. Al hierdie goedjies, dan moet ek nog steeds opstaan. Ek wil nie opstaan nie. Here, los my, ek wil slaap. Ek wil regtig nie opstaan nie. Ek is arm in my gesondheid. En ek voel soos 'n vreemdeling. Here, U is ver van my af. Hoekom is U so ver van my af? Hoekom kry ek nie my deurbrake nie? And Ruth puts me to shame. Sy staan nog op. Ek slaap nog so bietjie. Here, nie nou nie. Sy staan op, sy gaan werk, sy wag nie vir 'n wonderwerk nie. Sy wag nie vir 'n wonderwerk nie. Ek weet nie hoeveel van ons wag eers vir die wonderwerk. Here, genees my, dan sal ek gaan werk. Here, doen dit vir my, dan sal ek dit doen. Ons wag vir die wonderwerk, maar ons sien dit nie in Rut se lewe nie. Ons sien dit nie in Rut se lewe nie. Weet jy, kom ons jive sommer aan musiek. Nie elke deurbraak kom met vuur en engele nie. Nie elke deurbraak kom met vuur of engele nie. Partykeer lyk die deurbraak soos getrouheid in die veld. Daag net op. Doen jou job. En wees getrou wanneer niemand kyk nie. Wees getrou wanneer niemand kyk nie.
partykeer is dit hoe deurbraak lyk. I think so many of us want miracles, we want signs and wonders, we want prophets, we want prophetic words, we want fire coming from heaven, we want angels appearing with their ID documents here by our doors, and we want these miracles. But partykeer sê die Here, your breakthrough is just by being faithful. Your breakthrough is just by being faithful. Volgende punt, karakter vir guns. Rit 2 vers 11. Boas het vir haar, met haar geantwoord, alles wat jy na die dood van jou man vir my skoonma, vir jou skoonma gedoen het, is volledig aan my vertel. Hoe jy jou vader en jou moeder en jou geboorteland verlaat het en na 'n volk gekom het wat jy voorheen nie geken het nie. Onthou, trauma, dood, divorce en trek. That's not the only forms of trauma, but that is some of the biggest forms of trauma. All right? Maar hierso sien ons, haar reputasie het haar vooruit gegaan. Wie van ons, how many of us, our reputation has gone in front of us? Our reputation has gone before us. Our reputation has opened doors for us. Wat is jou reputasie? Right, Peter Jones, hy lyk altyd knorrig. Right? Is dit jou reputasie? Haar reputasie het haar vooruit gegaan. Sy het karakter gehad voor voorsiening. Many times we wanted the other way. Here voorsien. Sy het karakter gehad voor die voorsiening. Sy het getrouheid gehad voor guns. Getrouheid voor guns. Reputasie, karakter, getrouheid. Reputasie, karakter, getrouheid. Wat is die reputasie wat jou vooruit gaan? Peter Jones is knorrig. Hoe lyk jou karakter? Nee, hy is 'n kerkmens. Sondag sendeling, maandag ellendeling, né? Hoe lyk jou getrouheid? Gee hom kos, dan sien jy hoe werk hy. Right? Rit 2 vers 12-13. Kom ons lees verder. Right, mag die Here jou daad vergelde en mag jou loon volkome wees van die Here, die God van Israel, onder wie se vleuels jy kom skuil het. Toe sê sy, mag ek guns vind in wie se oë? In u oë, my Heer, want u het my getroos en u het die hart van die diensmeisie bemoedig, hoewel ek nie soos een van u diensmeisies is nie. So Boas sê vir sy werkers, los ekstra are, beskerm haar, laat sy water drink. Sy het gekom vir oorblyfsels. Maar sy het weggegaan met oorvloed. Sy het gekom vir oorblyfsels, maar sy het weggegaan met oorvloed. En die Bybel sê daar, sy het met 'n effa gaars teruggekeer. Wat is 'n effa? Ek weet nie eers wat gaars is nie. Right? Gaars is are, of so ietsie. Right? Maar 'n effa is 20 tot 22 kilogram. Die gewone diensmeisies het 1 kilogram per dag geharvest. Sy het met hierdie blessing het sy 20 tot 22 kilogram van hierdie gaars teruggekeer. Daar's voorsiening. Haar reputasie het haar vooruit gegaan. Sy het karakter gehad voor voorsiening. Sy het getrouheid gehad voor guns. Rit 2 vers 20. Toe sê Naomi vir haar skoondogter, mag hy deur die Here geseën word. Naomi praat nou van Boas. Mag hy deur die Here geseën word, wat sy trou nie aan die lewendes en die dooies onttrek het nie. Die man is 'n bloedverwant van ons, een van ons losser familie. Right? Hy sê 'n losser lid van die familie nie, maar hy's 'n losser van gedeelte van die familie. And we're going to have a look at what that means. Alright, ons gaan net nou kyk wat dit beteken. So Naomi beweeg van bitterheid na seën. She moves from bitterness to blessing. Maak meer sin in Engels. From bitterness to blessing. It just flows easier. From bitterness to blessing. Right? Genade begin haar hart, haar bitterheid sag maak. So waar kry ons genade? Die Bybel sê in Hebreërs 4, approach the throne of grace with confidence, because there you will receive mercy and grace to help you. Waar kry ons genade? In die teenwoordigheid van God.
Dis daar in die teenwoordigheid wat ons bitterheid verander. Ons harte sag word. So as jy vanoggend hier so sit en jy weet jy's bitter oor iets, bitter kwaad. Wat het jy nodig? Jy het die Here se teenwoordigheid nodig. Want daar is genade vir ons, vir daai deurbraak. Samevatting van hoofstuk 2, die veld is 'n opleidingsgebied, nie 'n eindbestemming nie. Guns begin dikwels by getroue gehoorsaamheid. En wanneer jy in verbondgetrouheid wandel, laat God ongewone guns los. Wanneer jy in verbondgetrouheid wandel, when you walk in faithfulness, laat God ongewone guns los. Hoofstuk 3. So hoofstuk 1 was posisionering, hoofstuk 2 was getrouheid, hoofstuk 3 is integriteit. Okay? So hoofstuk 3, kom ons lees van vers 1 af. En ons kyk, ons eerste punt is integriteit en geloof, maar maak deure oop. So vers 1. Naomi, haar skoonma, het vir haar gesê, my dogter, moet ek nie vir jou 'n rusplek soek, dat dit met jou goed kan gaan. Alright, Naomi herken die volgende. Sy herken die volgende. Wat is dit? Die oesseisoen kom tot 'n einde. Hoekom is dit belangrik? Ons gaan net nou sien. So die oesseisoen kom tot 'n einde. Die venster van geleentheid gaan sluit. En God het Boas doelbewus geposisioneer. Sy wysheid herken seisoene. 'n Profetiese leefwyse herken seisoene. En as ons wysheid kort, sê Jakobus 1, come and ask God who gives wisdom. As jy nie kan sien nie, as jy nie ver kan sien nie, wat gaan môre kom? What is coming tomorrow? Daai profetiese leefwyse. Dis nodig. So waar is ek hier? Daar. Daar is 'n tyd om te wag en 'n tyd om op te tree. Daar is 'n tyd om te wag en 'n tyd om op te tree. So Naomi sees that the season is coming to an end. En sy sê nou vir Rut, moenie meer wag nie. Dis nou tyd om op te tree. Daar's tye, daar's oomblikke wanneer wag geloof is en daar's oomblikke wanneer wag ongehoorsaamheid is. Ek sal die tipe persoonlikheid wat gaan wag. Al daag hy engel op, dan wag ek nog steeds. Ek soek, I want confirmation. En dis interessant hoe baie gelowiges weet hoe om op God te wag. Ons kan vas, ons het aanbid, we praise the Lord, ons bid, ons doen baie dinge en ons wag op die Here. Maar hoeveel van ons weet om op te tree wanneer dit tyd is, maar minder weet wanneer God ons uitnooi om op te tree. Volgende punt, integriteit, nie onwelvoeglikheid nie. Dis 'n groot woord daai, onwelvoeglikheid nie. Rut 3 vers 4. Wanneer hy gaan lê, moet jy die plek opmerk waar hy lê. Gaan dan in, maak sy voete oop en gaan lê daar. Hy sal jou sê wat jy moet doen. Many times in the past I've read this and I didn't understand it. Why would God let her be so, how can I say, what's the English? Ek kan nou nie eers die Engels nie. Why would she be so seductive? Gaan lê daar by sy voete. Right? Maar dis nie seductive nie. Dis nie onwelvoeglikheid nie. Dis 'n houding van nederigheid. By sy voete te gaan lê, te gaan wag. En dis 'n kulturele, it's a cultural thing. Daai woord. It's a cultural thing, position of submission. Sy wag, sy praat nie eerste nie. Sy laat Boas wakker word en leiding neem. Salig. As elke vrou net so kan wees. Sy wag, sy praat nie eerste nie. Sy laat Boas die leiding neem. Sodra my kop by kussing slaan in die aand. Dis nie 'n uitnodiging nie. Dis nie 'n uitnodiging nie.
Ware geloof posisioneer homself, dit manipuleer nie die uitkomste. The promise, the prophetic promise, what would have happened was that Boaz and Ruth should get married, maar she doesn't manipulate the outcome. Sy kom daar gelede. Dis ek en jy. Kom ons trou. Maar sy doen dit nie. Sy wag, sy bly stil, Here help my. En sy laat toe dat Boaz die leiding neem. Posisioneer jouself in nederigheid by die voete van God. Laat toe dat hy eers praat. Laat toe dat hy die leiding neem. Sometimes in our time with God, we don't give him that place. Here, dis u agenda. Nee, Here, dit. Nou kom antwoord my. Maybe we should sit still for a change. Bly stil, moenie praat nie, laat hy die leiding neem. Dit is wag op die Here. Vers 7 tot 8. Nadat Boaz geëet en gedrink het en vrolik was, het hy aan die kant van die hoopgraan gaan lê. Sy het stilletjies gekom, sy voete oopgemaak en gaan lê. Om middernag het die man geskrik en omgedraai en daar lê 'n vrou by sy voete. Baie keer as ek op middernag omdraai, skrik ek ook. 'n Vrou lyk nie dieselfde nie. Daar's geen make-up nie. Ek skrik ook. Boaz slaap op die dorsvloer. Dorsvloer, I don't even know how to say that in English. Hy slaap op die dorsvloer. The threshing floor, daar is hy woord. Right, maar hoekom is dit belangrik? Want Rut het nie by 'n slaapkamer ingesluip nie. When I read Ruth in the beginning, I thought, ja, hierdie vroumens sluip hierso in. Okay, maar dit is nie dat sy in 'n kamer ingesluip het nie. Right? It was in the open. Daar was ander werkers wat ook daar gelê en slaap het. That's what happened at the end of the season. Die seisoen eindig en Boaz is reg geposisioneer, maar daar's mense om hom. So dis nie onwelvoeglikheid nie. Verbondbesluite het nie geheimhoudinge nodig nie. Geheimhouding nodig nie. Dit het integriteit nodig. It doesn't need to be hidden in the secret, it needs integrity. Heiligheid is altyd makliker om in die lig te beskerm. Dit wat heilig is, dit wat waar is, dit wat goed is, dit wat van God is. You don't need to hide it away. It's easier to protect in the light. Is hierdie van die Here af. If it is from the Lord, then walk in the light. Daai besluite, daai besigheidsbesluite wat jy neem. Daai geleenthede wat kom. Is dit van die Here af, moet dit nie wegsteek nie. So hierdie woord heilig of heiligheid. Dis 'n baie interessante woord. In English it's holy. Right? So wat beteken hierdie woord? Heiligheid of holy. Heiligheid is om afgesonder te wees vir 'n goddelike doel. Afgesonder te wees vir 'n goddelike doel, om moreel rein te wees en toegewy aan God. Moreel rein te wees en toegewy aan God. So rein is moreel skoon. Regverdig, moreel opreg. Heilig wat aan God behoort. Gewy of toegewy aan 'n goddelike gebruik. Dit is die woord heiligheid. En hierdie moet ons beskerm in die lig. Hierdie is, it's so important to protect this holiness in the light. You can't protect it in the darkness. Rut 3 vers 9. Hy het gevra, wie is jy? Sy antwoord, ek is Rut, u diensmeisie. Sprei u vleuel oor u diensmeisie uit, want u is 'n losser. So net nou weer kyk, wat is hy losser, wat beteken dit? So hierdie is verbondstaal. Sprei daai vlerke, right? So remember when she went and slept at the feet, she opened his feet. Nou sê sy,
cover me with that. Cover me with that. Wat beteken dit? Net nou kyk. Geloof weet wanneer om te praat en watter taal die hemel erken. Geloof weet wanneer om te praat en watter taal. So onthou ons het gesê, sy het stil gebly, sy het gelê, sy het stil gebly, sy het nie gepraat nie, sy het gewag. Bly stil, bly nederig, wandel in geloof. Faith is the currency of heaven. Wat 'n taal herken die hemele? Geloof. Geloof, nederigheid. Volgende punt, integriteit en eer. Rit 3 vers 12 tot 13. Dit is waar dat ek 'n losser is, maar daar is 'n losser nader as ek. Bly vandag hier. As hy jou wil los, goed, laat hy los. Maar as hy Excuse. When I prepared this is like a tongue twister. As hy jou wil los, goed, laat hy jou los, maar as hy jou nie wil los nie, dan sal ek jou los. Sjoe. So seker as die Here leef, bly lê tot die oggend. Wat is 'n losser? Losser, 'n bloedverwant losser, or in English it's called a kinsman redeemer. 'n kinsman redeemer. En wat maak hierdie mense? 'n Losser was 'n familielid wat ingetree het om 'n familielid se toekoms te red en te herstel. Ek lees dit weer. 'n Losser was 'n familielid wat ingetree het om 'n familielid se toekoms te red en herstel. So what would usually happen is if your sister-in-law, if your brother dies, you have the responsibility to look after your sister-in-law. Verstaan julle wat daarmee gebeur? You have the responsibility to look after her. En hier sê Boas, Rut sê vir hom, maar jy is 'n losser van ons familie. Right, maar Boas loop in integriteit. Daai ding, integriteit. Hy sê, daar is een wat nader is as ek. Die geleentheid was daar. Hy kon dik gevry het en plan gemaak het. Maar hy het nie. Hy het met integriteit geloop. Many times the opportunities come our way, but is that opportunity for you? Or does that opportunity belong for somebody else? Is it meant for somebody else? And the opportunity looks good, so hoekom gaan ek dit laat verbystap? I'm going to take it, maar dit behoort nie aan jou nie. Dit behoort aan iemand anders. 'n Losser het nie net finansiëel gehelp nie. Hy het vaardigheid, erfenis en nalatenskap herstel. Hy het vaardigheid, erfenis en nalatenskap herstel. So ons sien, hy red, hy herstel vaardigheid, hy herstel nalatenskap en erfenis. Boas reageer met eer. Hy weier om dit wat reg is te omseil. Hy kon, soos hy gesê het, die wet ignoreer. Hy kon, soos wat ons gesê het, die oomblik uitbuit en emosioneel optree. Maar hy het nie. Maar in plaas daarvan kies hy regverdige orde. God se wil vra nooit dat ons integriteit moet prysgee. Die wil was, jy gaan met Boas trou. Maar God's order is, daar is 'n verlosser, of daar is 'n losser wat nader is. Dis die order. You cannot compromise God's order just because it's a promise. God promised, nee, ek het 'n profetiese woord gekry, en die Here het so gesê. So I'm not going to let the opportunity pass me by. Nee. Wag nou net eers. Daar is 'n goddelike orde. Be patient. Wait. Let him speak. Let him take the lead. Wanneer iets werklik van God is, kan dit die regte proses deurstaan. Right, ek en Esther, we met at one of the holiday schools, lang terug. Whatever, that thing. We met at one of the holiday schools, en sy het in die Kaap gebly, ek het in Bloemfontein gebly. Right, long distance relationship, and many people say long distance relationships can't work. Skoonouers in Hong Kong gebly. Long distance relationships can't work.
Kyk nou vandag, bly sy hier by ons. Right? Long distance relationships do work. Right? So, if it is from God, dan sal dit die regte proses deurstaan. Ek het baie keer vir pastoor gesê, I give up on this. I give up on this relationship. Hierdie long distance relationship. Jy sê nee. Bly net daar. Be patient. Samevatting van hoofstuk 3. Geloof berei voor, geloof wag reg. What does that mean? It waits correctly. It does the correct thing while waiting. Geloof vertrou integriteit. Geloof wag dat God klaarmaak wat hy begin het. Ons kyk na die laaste hoofstuk. So die eerste hoofstuk was posisionering, tweede hoofstuk was getrouheid, derde hoofstuk was integriteit en nou is dit verlossing. Hoofstuk 4, verlossing. Verlossing herstel wat verlies gesteel het. So ons kyk na Boas, obviously, so die eerste lossers kyk na Rut, sy's arm, sy's 'n vreemdeling, sy's in rou, toe sê die eerste losser, nee wat, dis 'n slegte business deal hierdie. Ek gaan nou nie trou nie. Vat jy haar? En Boas het gesê, with pleasure. Boas word die losser, Boas hy kwalifiseer as 'n losser. Hy betaal die prys, hy herstel die grond, hy trou met Rut en hy herstel Naomi se toekoms. Naomi het teruggekeer sonder man, sonder seuns, sonder kleinkinders. En deur hierdie verhouding met Rut herstel God Naomi se nalatenskap. Posisionering is belangrik. Verhoudings is belangrik. Rut 4 vers 14 tot 17. Die vroue het vir Naomi gesê, die Here moet geprys word. Hy het jou vandag nie sonder 'n losser gelaat nie, mag sy naam beroemd wees in Israel. Hy sal jou lewe vernuwe, hier is nou God sal jou lewe vernuwe en jou in jou ouderdom versorg. Want jou skoondogter wat jou liefhet en vir jou meer werd is as 7 seuns. Now that is shocking, because in the culture to have a son was a blessing. Maar hier sê die vrouens, jou skoondogter is meer werd as 7 seuns. Dis die tipe karakter wat sy gehad het. Right? Want jou skoondogter wat jou liefhet en vir jou meer werd is as 7 seuns, het hom in die wêreld gebring. Dis nou die kleinseun, het hom in die wêreld gebring. Naomi het die kind geneem en op haar skoot gesit en hom versorg. Hulle het hom Obed genoem. Hy was die vader van Isaai, die vader van Dawid. Die koning Dawid. Aan die begin sê Naomi, die Here het my laat leeg terugkeer. Aan die einde sê die vrouens, hy sal jou lewe vernuwe. Naomi gaan van leeg tot vol. Naomi gaan van treurend tot 'n ouma met hoop. Van treurend na 'n ouma met hoop. Hopeloos tot deel van die Messias se geslaglyn. Hopeloos tot deel van die Messias se geslaglyn. En Rut, wat gebeur met Rut? Sy's 'n vreemdeling van Moab. Moab that came out of an incestuous relationship. Dogter slaap met pa. En hier kom Moab, hier kom die Moabiete. Maar onthou, God kan verbondmateriaal vind in enige omstandighede. He saw Ruth and he said, this is covenant quality. This is covenant quality. Baie van ons het al slegte besluite geneem. Baie van ons kom uit snaakse families. Ander ma se kinders. Party van julle. Alright. Maar die Here kyk verby jou ander ma en hy sien die kwaliteit raak. Amen. So Rut, 'n vreemde weduwee, word die ouma grootjie van koning Dawid.
sy word die ouma grootjie van koning Dawid. Hier is iets interessant van hierdie hele ding van taking people out of their circumstances because he sees that you covenant quality. Wie is Boas? Boas, Naomi se ma. Nee, Boas se ma, ekskuus. Wie is Boas se ma? Ek weet nie of julle Rahab ken nie. Daai prostituut van Jerigo. Moabit, wat uit hierdie snaakse omstandighede kom, prostituut. They all become part of the bloodline of Jesus Christ. En dis wat 'n verlosser doen. He takes you out of your circumstances and he brings you into his bloodline. Dis wat Jesus vir ons gedoen het. Jesus is ons Boas. Hy betaal die prys. Hy herstel die grond. En ons is sy bruid. En hy herstel ons toekoms. Hy herstel ons toekoms. So Rut het vasgeklou aan Naomi, sy het by Israel aangesluit, sy word die voorouer van Dawid, Orpa, die ander skoondogter, sy het weggedraai, teruggekeer na Moab, en hier is 'n interessante ding. Alright, die Bybel praat nie meer van Orpa nie, maar in die rabbiniese lering, sê hulle, Orpa het die voorouer van Goliat geword. Interessant. Een lyn bring Israel se grootste koning voort, terwyl die ander Israel se reuse vyand voortbring. Dit is alles oor posisionering, alles oor getrouheid, alles oor integriteit en alles oor ons verlosser. Samevatting van hoofstuk 4. God skryf groter eindes as ons pynlike begin. Amen. God skryf groter eindes as ons pynlike begin. En die groot gedagte van die boodskap is God beweeg mense van oorblyfsels na nalatenskap deur die volgende: deur posisionering, deur getrouheid, deur integriteit en deur verlossing. Moenie jou veld verag nie. Dit kan nie deur na jou toekoms wees. Moenie jou veld verag nie. Be faithful. Show up. Be faithful. Do your job when nobody is looking. Amen. So vandag is daar dalk van ons wat die volgende voel. Mense in 'n ritseisoen. Daar is mense in 'n ritseisoen. Jy rou. Jy werk met min. Jy voel nie welkom nie. God, waar is hy? Ek voel soos 'n vreemdeling. Bly getrou. Jou veld is nie toevallig nie. Tweede groep mense in Naomi seisoen. Jy voel leeg, jy voel teleurgesteld. Maar God sê, God is nog nie klaar met jou storie nie. En ek weet daar's baie ouer mense hierso vandag, maar God is nog nie klaar met jou storie nie. Maybe you have felt you've missed it. Maybe you have felt you have not left the legacy that you should have. Maar God is nog nie klaar met jou nie. Ons nog 'n paar grys hare wat jy moet groei. Die derde groep, mense wat 'n losser nodig het. Jy kan nie jou eie toekoms regmaak nie. As van ons wat hierso vanoggend is, you are trying to change. Hoekom doen ek hierdie dinge? Hoekom doen dit? Why is it repeating in my life? Jy het 'n verlosser nodig. Why can't I get breakthrough? Jy het 'n verlosser nodig. Jesus is ons Boas, gewillig en bekwaam om te verlos. So, ek wil graag uitnooi. Ons as leiers gaan hier voor staan en vir die van julle wat gebed nodig het, we'd like to pray for you. En ek weet baie keer is dit so 'n bietjie ongemaklik om hier voor te kom staan. But you know what, there's something so
important about agreeing together. Daar is deurbraak in this action of agreeing together. There is breakthrough in the action of laying on of hands. Daar's genesing. There's impartation. So ek wil julle graag uitnooi. Ek weet dit is ongemaklik. Party van ons is stoere boere. Maar as jy in een van hierdie 3 groepe is, let's pray for you. Kyk, kom ons begin. Father, we just thank you for your word. We thank you for your work and what you're doing. Lord, and I pray for every one of us here this morning that are in these seasons, 'n ritseisoen, 'n Naomi seisoen, 'n seisoen waar ons 'n losser nodig het. Heilige Gees, kom werk in ons harte. As dit ons is, Heilige Gees, bring die lig. Reveal to us. Ons soek genesing, ons soek die deurbraak, ons wil verander. Positioneer ons in getrouheid en in integriteit, want U is ons verlosser.